Begin jou dag met Communion op Kruispaaie met Dr. Leonie elke oggend om 7:30. Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend wil ek jou groet in die naam van Jesus Christus. Hy wie genoem word Raadsman, sterke God, ewige Vader, Vredevors, Immanuel, God met ons. En ek wil jou los met hierdie vraag. Wanneer is jou Kersfees? Of as jy verkies om te vra, wanneer is jou Christusfees? Kom ons bid en ons hoor wat die Gees van die Here vir my gesê het. Abba Vader, so baie dankie dat U Jesus gestuur het. Jesus, so baie dankie dat U bereid was om te kom, die hemel te los, om 'n mens te word, onder ons te kom woon. So baie dankie, Heilige Gees, dat U in ons is en met ons te praat terwyl U die boodskap uitgaan. Ek bid, Here, dat U naam verheerlik sal word. Amen. En vanoggend vroeg was die Heilige Gees al met my besig gewees. En die vraag het opgekom, wanneer is jou Kersfees? Nou ek weet, Kersfees is 'n baie sensitiewe onderwerp. Maar as ek jou kan vra om terug te dink in jou kinderdae, wanneer was die tyd gewees wat jy die opgewondenste was? Wanneer was die tyd gewees toe ma en pa en al die kinders op Kersdag vroeg kerk toe gegaan het, want na die tyd was daar 'n groot feesmaal ete gewees en dat alles gedraai het rondom Kersfees, daar die liedere van die Heiland is vir ons gebore. Een van die Kersliedere wat my die meeste raak, is seker daardie kinderlied. Al was ek nie daar nie, ek weet, dit is waar. Nou, my Kersfees was toe ek die 3de keer Israel besoek het. Ons het na die Shepherd's Field toe gegaan. En by die Shepherd's Field in Bethlehem is daar so klein kerkie. En bo op die kerkie is daar 'n ster wat nou maar dui op Bethlehem ster. En wat my so gevat het, was binne in daai klein kerkie, het hulle gesing Kersliedere in elke ander taal. Die volgende oomblik het ek net gevoel hoe my bene so lam raak onder my, hoe ek gevul word met soveel liefde dat ek dit nie vir jou kan verduidelik nie. Ek het so begin huil. My man het my teen sy borskas vasgehou en hy het my probeer troos en hy het my gevra, hoekom huil jy? Vertel my. En ek het vir hom gesê, ek huil, want dit is waar. Want langs daardie klein kerkie, die Shepherd's Field, is daar 'n klomp dennebome. En toe ek na daardie dennebome kyk, luisteraar, jy wat kyk na hierdie uitsending, dan word ek weggeruk tussen daardie skaapwagters in. Daar waar dit definitief 'n koue nag was en hulle oor hulle skape gewaak het. In die volgende oomblik beleef ek net hoe die lig van engele daar die hele Shepherd's Field
verlig het. En ek het hoeveel keer al vir mense gesê, van die kansel af ook, geseënde Christusfees, vir mense gesê, geseënde Kersfees toe ek 'n kind was. Maar nog nooit het Kersfees my so geruk, soos die 17de Oktober 2022 nie. En ek het vir Gerard gesê, ek huil so baie my man, want Jesus het alles vir ons opgegee, om gebore te word, om in doeke toegedraai te word. En op daardie oomblik het hulle gesing in daardie kerkie, die Heiland is gebore, en herders op die ope velde, en stille nag. En ek en jy weet nie, wanneer Kersfees is nie. En ek glo dit is so bedoel, sodat elkeen sy geskenk van Kersfees op 'n ander dag sal wees. En dat elkeen daardie unieke dag sal onthou. As ons aan Kersfees se datum moet gee, dan sê die woord was van altyd af daar, in Johannes 1, hy is die seun van God, wat by God was, wat self God is, dis hy wat van altyd af saam met God was, en dit is deur hom, wat God alles geskep het. Daar is niks, nie 'n enkele ding, wat nie deur hom gemaak is nie. Hy besit lewe, en hy kan lewe gee. Dit is hierdie lewe, wat vir mense lig gebring het. Sy lig skyn in die donker, en die donkerte kan dit nie uitdoof nie. En dit is die vraag wat ek jou wil vra. Het jy al die grootste geskenk ooit ontvang? Jesus Christus. Het jy al daardie doeke afgedraai om hom te leer ken, soos wie God hom gestuur het as sy seun? Het jy al mooi bedink dat daar 'n dag was waar Jesus sy kroon moes afhaal en dit neersit, waar Jesus sy scepter moes neersit, en waar hy in moederskoot in 'n maagd geplaas is, om gebore te word, sodat ek en jy op die plek kan kom, waar ons Kersfees begin. Jesus is in 'n gesprek met Nikodemus. Dit was aand, en Nikodemus, wat uit die Fariseërsgroep was, lid van die Joodse Raad, het by Jesus gekom. Hy sê, meneer, ons weet dat dit God is wat u gestuur het om mense te leer. Die wonderwerke wat u doen, sou geen mens kon doen, as God hom nie die mag gegee het nie. Jesus sê vir hom, glo nou wat ek vir jou sê. As jy nie weer gebore word nie, kan jy nooit in die nuwe koninkryk van God inkom nie. En toe Gabriël die boodskap vir Maria gebring het, en haar antwoord was, laat met my gebeur, soos wat God sê. En daarmee wil ek jou los met hierdie kort boodskap vandag, om vir jou te sê, maak asseblief tyd, om regtig te weet, wat dit beteken, om saam te kan sing, die Heiland is gebore, stille nag, heilige nag, alles rus, ons gee ag. Al was ek nie daar nie,
Ek weet, dit is waar. En dan daardie drummerboy, daardie song. Can I play my best for him? Parapapapam. Wat sê jy vanoggend vir Jesus? Kan jy vir hom vanoggend sê, dankie Jesus, dat daar 'n dag was, dat u tot binne in my gekom het, en dat ek vanoggend vir u kan sê, dankie Heiland, dat u vir my gebore is. Ek was daar, ek weet dit is waar, want my lewe het verander. Ek bedien jou vanoggend op hierdie Kersdag, wat liggies brand, die 25ste Desember. En ek dink terug aan die 17 Oktober 2022, waar ek lankal wedergebore was, maar waar dit vir my waar geword het. In daardie skaapwagtersvelde. Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat U my so lief gehad het. Wat luister nou, dat U Jesus vir my gestuur het. Dankie, my Heiland Jesus, wat vir my gebore is. Dankie vir die Heilige Gees in my, Immanuel, God met my. Dankie vir U bloed. Dankie vir U liggaam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. 'n Dag wat vir jou wonderbaarlik is. Want vir jou is die Heiland gebore. Amen.